Jy is die oseaan se mooiste blou. Elke skakering 'n gedagte van jou. Jy is my vrede, ek kan vertrou, ek kan my huis maar net hier bou. Jy is my kompas, jy's my waarnoord, waar anders sal my hart behoort. Jy is my eiland, my perspektief, en ek sal steeds op jou verlief. Jy is die rede dat ek lewe, my hoof bestaan, ek's vir jou gemaak, dis waar hoe dit gaan. Jy is die enigste rede dat ek lewe, ja jy is van die begin af vir my gemaak. Jy is my vriend, jy is my sielsgenoot, ek het my hart vir jou ontbloot. Jy maak my braver, teen alles wat ek vrees, ek kan myself hier by jou wees. Jy was my storm se sterkste wind, jy sal verwaai om my te vind. Nou is ek joune, Sing jou amper, kan nie wag nie. Jy is die rede dat ek lewe, my hoof bestaan, ek's vir jou gemaak, dis waar hoe dit gaan. Jy is die enigste rede dat ek lewe, ja jy is van die begin af vir my gemaak. Oor dit gaan. Jy is die enigste rede dat ek lewe, ja jy is van die begin af vir my gemaak. Dat ek lewe, my hoof bestaan, ek's vir jou gemaak, dis waar oor dit gaan. Jy is die enigste rede dat ek lewe, ja jy is van die begin af vir my gemaak. Vir my gemaak. Ligblou skakerings, vandag breek is weer eens tweede prys. Iewers mis ek uit, op dagbreek saam met jou. Klere verander, alleenheid lig anker uit die see, en vertrek op reis om weer by jou te wees. Vir altyd is 'n lang tyd om te leef sonder jou. Vir altyd is 'n lang tyd om te lewe sonder jou. Dis 'n stroom laat my wonder, is daar ooit 'n kans dat ek genoeg sal wees, dat ons dit sal maak? Nog altyd gedink is te min om net te swoeg en niks te leef, en ek weet daar's iets in jou wat dit ook weet. Vir altyd is 'n lang tyd om te leef sonder jou. Altyd is te min tyd om te lewe saam met jou.
min tyd om te leef saam met jou. Vir altyd is te min tyd om te leef saam met jou. Vir altyd is te min tyd om te leef saam met jou. Vir altyd is te min tyd om te leef saam met jou. Here we are, we found the day, like we'd always pray. What I see the future brings to you and me one day. Hold on to this day and keep inside your heart such faith. We'll walk along the path God made. Our Father's spoken, and this life we've chosen will help us follow your plan. And I can't profess that I understand it, but I see me holding your hand. Heaven made your hand to complement my hand, like heaven made my heart to complement your heart. Heaven gave you love to complement my love, so one day we will love the way that God intended for us. Make these hearts entwine with yours, Jesus, lead the way. What we've seen, all that we've learned, built up to this day. Is goed, daar die liefde moet bestaan. Was dit maar altyd daar. Al wat ek regtig weet, is wat ek voel vir jou is te diep om te meer. En as jy langs my staan, maak my lewe sin. Oh, dis al wat ek weet. Al wat ek regtig weet, is wat ek voel vir jou is te diep om te meer. En as jy langs my staan, maak my lewe sin. Oh, dis al wat ek weet. Jy vra my, hoekom so bekommer oor wat môre kom? Blomme groei en voëls vlieg en ons sien weer die son. Hoekom bekommer ons? Dan kyk ek weer na jou, ek voel die diep verlange in my weggesteek. Is ek net vlees en bloed of is daar meer wat binne leef? Oh, jy laat my leef. Al wat ek regtig weet, is wat ek voel vir jou is te diep om te meer. En as jy langs my staan, maak my lewe sin. Oh,
wat ek weet. Dit's wat die deurkeer om ons klein dan. Ja, Handerie. Fast colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Vriende, goeiemiddag. Ek is so bly julle is almal hier. En Jandrie, ons is almal bly dat jy ook hier is. Want ons het nou gesit en wonder, ons is nou almal hier, nie se bruid nie en dan gaan ons nie kan aangaan nie. Ek hoor sy het 'n bietjie vasgesit, die kompie se deure wou nie oopgaan nie. Maar seker omdat dit Toyota is nie, dat die deure nou vasgesit het. Tian, ek wil hê jy en Jandrie moet sommer net na mekaar toe draai, net 'n oomblik weer, mekaar so oë kyk. Dis 'n spesiale oomblik. Asem dit in. Wat jy hom kan onthou. En dan moet jy gou net om Jandrie stap. Jy kan sien hoe lyk hierdie pragtige rok. Kyk, draai om, kyk hoe bietjie mooi hoe dit lyk. Want sy het hom 'n paar keer aangepas, ek beloof jou. Vriende, dit is lekker om saam met julle te wees. Ek is Johan Winterbag. Ek is daar dominee by George Suid en Tian was toevallig in my belydennisklas, my eerste belydennisklas in George stukkie gekom het. So dit is baie spesiaal. Ek is nou al amper al die familiepredikant, ek het al doop en belydennisafleggings en alles gedoen. Maar vir elkeen van julle wat hier is, mag dit vir julle ook so 'n lekker mooi spesiale dag wees. En
En dankie dat julle ook moeite gedoen het om hier te wees en te kom deel in hierdie spesiale dag. Ek het nou al in 'n wynkelder mense getrou. Ek het al in 'n perdestal mense getrou, maar ek het nog nooit in 'n yskas mense getrou. So julle deel nou daai eerste met my ook vandag. Ek gaan 'n bietjie korter praat. Ek gaan nie lang preek maak vandag nie. Ek gaan 'n bietjie sny wat ek voorberei het. Ek sal hulle die preek e-mail, so julle kan rustig wees. Ons gaan nie te lank hier in die koue sit nie. Dit voel in elk geval dan nou so klein bietjie warmer word. Ons het nou die voorreg om sommer die byeenkoms, die samekoms, die huwelikseremonie te begin deur 'n lied wat Wian Vos vir ons gaan sing. So kom ons luister daarna spesiaal vir julle twee en dan jy gaan my mikrofoon vat, ja, en dan gaan ek sommer daarna spontaan in 'n gebed oorgaan. So kom ons luister na Wian, dankie. Sorry. Eers daai afstuk, ek moet eers op preek. Die aan julle hierdie nou liedjie wat ek nou eers gaan sing is baie besonder vir my en julle moet nou dit sommer ook indrink. Ek ken dis nou nogal 'n interessante ding want ek ken nie die mense nie. Maar ek ken nou my pa. En ek het net een ding gevra en dit het my baie excited gemaak. Toe ek gesê het, maar ek kan nie vir mense gaan bedien met musiek as ek nie weet hulle is kinders van die Here nie en hulle dien die Here nie. En hy het so met 'n smile gesê, so asof hy wou vir my sê, ag Wian, jy weet, hierdie twee is so lief vir die Here, so ek wil graag hierdie liedjie vir julle sing. Hy kom 26 jaar lank. En wat ek hom geskryf het, so hy is net vir julle vandag, bedoel, die gaan ons. Weet jy dat Jesus jou lief het? En weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy is kosbaar en jy is spesiaal vir hom. Dan gaan ek daai stukkie sing en dan gaan ek oorgaan na die volgende liedjie toe, want ek ook gaan korter sing vir die neersom dalwe. Dit is baie, baie spesiaal vir die Here, baie, baie spesiaal. Hy laat tot die reën so 'n bietjie knartjie uithou net, sodat julle 'n baie spesiaal dag moet hê. Mag jy altyd onthou dat Jesus jou lief het. Mag jy hom altyd dien, sodat almal kan sien jy's 'n koningskind, net sy goedheid en guns sal jou volg waar jy gaan, met sy vrede in jou sal jy praat oor sy trou, jy sy erfgenaam, geseënde van God, geseëndes van God, laat sy naam verheerlik word, laat sy naam verheerlik word, geseëndes van God, geseëndes van God, mag jou lewens net van hom getuig, mag julle altyd onthou dat Abba julle pa is, mag julle hom bly vertrou om jou styf vas te hou, want hy wil spog met jou. God se gees sal julle lei as jy nou keuses moet maak. Julle sal wysheid verkry as sy woord in julle bly. Julle is sy lieflingkinders, geseëndes van God, geseëndes van
Laat sy naam verheerlik word. Laat sy naam verheerlik word. Geseëndes van God. Geseëndes van God. Mag julle lewens net van hom net van hom Vriende, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. U leer my hoe om te lewe, Here, en by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. En ja, Hemelvader, die woorde van Psalm 16 wat Dawid baie eeue terug geskryf het, is vandag nog net so relevant. Here, die goedheid, wat ons ook hier, U goedheid, wat ons hier by mekaar gebring het, wil ons vandag vir U kom dankie sê voor. Dankie Here dat ons hier kan wees as familie en vriende om ook U goedheid en U gunste te beleef en die liefde wat daar is tussen Tiaan en Jandri. U het vir hulle gegee, Here, as 'n geskenk. En vandag kom vier ons dit. Dankie vir 'n mooi plek soos hierdie. Hier in die skepping, in die middel van die skepping, hier in Waboomskraal, Here, waar baie van ons vir die eerste keer kom het. Here, ons gebed is dat die mooi die rondom ons en die mooi in ons ook vandag die hele tyd sal staan in die teken van U genade. Here, mag hierdie dag 'n baie spesiale dag wees in Jandri en in Tiaan se lewe. En mag ons as getuies vandag ook net voel hoe U ons ook kom aanraak het, Here, deur U teenwoordigheid. Dankie dat ons kan weet dat alles wat ons vandag hier doen, alles wat gesê word, alles wat gepraat word, Here, alles wat gedoen word, dit alles staan onder die sambreel van U genade. Ons loof U en ons eer U. En ons bid regtig dat hierdie 'n geseënde dag sal wees. In Jesus se naam. Amen. Ek het dit gebeur min dat die laaste tyd dat hulle van 'n koppel vir my vra 'n spesifieke teks wat hulle wil hê dat ek moet lees of moet preek by 'n troue. En ek het nou gehoor, hulle het my gevra uit Jeremia 29 uit, die laaste keer dat ons mekaar gesien het, en ek het die hele tyd gedink, ek wil Numeri 6 lees, en toe besef ek, maar kan ek die twee saam met mekaar lees. So Tiaan en Jandri, dis die twee tekstgedeeltes wat ek vandag vir julle gaan gee, en dan gaan ek so kort stukkie daaroor sê. Numeri 6, is 'n teksgedeelte wat baie van julle al gehoor het, net nie verstaan, geweet het, dit staan daar nie. Dis die priesterlike seën. En dit sê, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En dan daai verse in Jeremia 29. Luister gou mooi, kom die twee by mekaar uit. Vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou wil ek vers 12 bylees. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle my met my hele hart daarna vra. Nou, hoe kan 'n mens nou die gedeeltes lees
op 'n dag soos vandag? Dalk miskien moet jy dus die vraag vra, hoekom nie? Kom ek begin deur te praat oor bekendheid. Klanke wat bekend is. Almal van ons wat langs 'n besige pad bly dalk, of in 'n besige woonbuurt of langs 'n besige straat, ken die klank van karre, daar in Kraddockstraat veral. Daar waar ek bly, Watson se werkers hoor ek ook gereeld. As hulle in die oggende vroeg terugstap huis toe na die nagskof of as hulle kom werk. So ek ken daai klanke ook. Busse, treine, maak nie saak waar jy bly nie. Die Haridas is 'n bekende klank in George, ek dink die hele land vol. Net so is hierdie woorde wat ek nou gelees het ook baie bekend vir julle. Maar weet julle die gevaar is dat bekend later aan oorbekend raak en dat jy dit later aan nie meer hoor nie. Van al die klanke wat ek nou opgenoem het, is die Haridas amper die enigste ding wat ek nog gereeld hoor. Die ander hoor 'n mens nie. En as 'n mens by plekke soos vandag, vir seremonies soos vandag, 'n huweliksbevestiging, dan kan dit ook wees dat dit al so bekend is, want almal van julle was al by 'n paar troues gewees. Julle is nou die eerste van die pelle, lyk my, wat begin trou, so hulle gaan nou binnekort 'n paar plekke gaan julle wees. Maar vir julle, die ouer garde, die wat nou bo 30 en 40 en 50 is, was nou by 'n paar troues gewees, en dit wat hier gebeur, kan ook so oorbekend wees, dat 'n mens ook nie hoor wat hier gesê word nie. Maar ek wil hier reg aan die begin, nie vir julle soos 'n dominee kom sê wat julle moet doen om 'n gelukkige huwelik te hê. Jy kan dit maklik doen, ek kan vir julle 'n lang lysie gee. Ek wil vir julle herinner aan iets wat van die begin af deel kan wees van julle huwelik. En dis hierdie belofte van God. Ek sal julle seën en julle beskerm. Ek sal julle gebede verhoor, julle my vrede gee. So eerder as om te sê, julle moet X, Y en Z doen, wil ek vir julle 'n belofte gee vandag, waarmee julle die res van julle lewe saam met mekaar kan wees. Dat die Here kom en hy kom sê hierdie mooi goed. Dat hy kom sê, maar hy wil vir julle eintlik 'n God wees. En die wonderlike daarvan is, dat die Here as hy 'n belofte maak, dan draai hy nie om en staan terug op sy woord nie. Dis wat hy vandag vir julle wil kom gee. Julle trou vandag. En trou beteken, jy beloof trou aan mekaar. En hier's nou 120 ander mense wat sien en hoor en beleef hoe julle vandag trou aan mekaar beloof. Maar julle doen dit nie omdat iemand julle dwing nie. Julle doen dit nie omdat dit 'n gewoonte is nie. Julle doen dit omdat julle dit graag wil doen. Maar daar's 'n stuk liefde vir mekaar. Hoe lank is julle nou by mekaar? 7 jaar. Dis nog 'n mooi heilige getal ook. 7 jaar lank. En julle het vir 7 jaar het julle keuse gehad om die ding te los. Maar aan te gaan julle eie koers. Maar julle is nog steeds hier by mekaar. En teen kan ek dit nou vir jou sê, die dae is nou verby wat jy oor jou skouer gaan kyk om 'n ander vrou te soek wat meer by jou pas, wat beter vir jou sal wees. En Jandrie, jy gaan nie meer aantrekliker man kry as Tian hier nie. Sy lengte is ook fantasties. Ek meen, hierdie min of meer hierdie lengte, ek kom al 'n paadjie in my lewe. Ek weet dat dit is min of meer. Maar weet julle die tyd is verby wat jy hoef rond te kyk, angstig te moet wees, jy moet wonder, want vandag dis nie die begin van die pad nie. Dis net 'n nuwe seisoen en julle pad wat al 7 jaar aankom. En ons is dankbaar, ons is bly, ons is opgewonde om dit met julle te kan deel. En ons is vir die Here dankbaar as dat ons dit kan doen. Dis ook belangrik dat julle sal verstaan, en ek sal amper klaar, hierdie seënbede wat in Numeri 6 geskryf word, het die Here gegee vir sy volk, sy mense, in 'n tyd toe hulle in die woestyn gebly het en baie swaar gekry het, waar hulle moedeloos was, waar hulle die toekoms lekker duidelik kon sien. En die Here kom sê vir hulle, ek sal julle beskerm. Ek sal by julle wees, ek sal julle my vrede gee. En ek wil sommer nou, en ek wil nie op 'n negatiewe spoor gaan nie, maar ons leef in 'n de mekaar wêreld. En ek bid regtig dat die Here ook vir julle hierdie de mekaar wêreld, julle huwelik, julle liefde vir mekaar, ook sal laat staan in teken van hoop. Dat ons wat hier is, julle vriende, julle familie, dat ons ook hoop sal kry om te sien hoe die Here se beloftes in julle lewe en julle huwelik waar word. Dis regtig my gebed. Die ou huweliksformulier het altyd gesê dat die huwelik is die boustene
van 'n gesonde samelewing. 'n Gesonde huwelik is die boustene van 'n gesonde samelewing. En mag julle huwelik, en julle pad saam, ook een van daai boustene wees van 'n gesonde samelewing. Mag julle daaraan bou. Julle huwelik gaan ook 'n voorbeeld wees. En ek kom nou paadjie met julle en ek het nou baie lekker met julle gesels in die aande wat ons so huweliksvoorbereiding gedoen het. En ek het net elke keer as ek al weggestap gedink, dis twee pragtige mense hierdie. En julle wat nou hulle vriende is en hulle familie ken hulle ook, hulle het mooi harte. En dis regtig my gebed dat die Here vir julle sal seën om by mekaar te kan bly, lief te kan bly vir mekaar, goed te kommunikeer, al daai goedjies wat so deur gepraat het. En dat julle huwelik sal staan in teken van hoop. Ek sluit af, laaste 2 sinne. Ek het begin deur te sê daar sekere klanke wat vir ons bekend is. Teksgedeeltes wat vir ons bekend is, seremonies wat vir ons bekend is. Mag die Here vir julle gee dat julle nooit so gewoond raak aan mekaar, dat julle mekaar nie meer hoor en raak sien. Die aan daai trane in jou oë wat jy gehad het toe nog steeds eintlik het. Dis hy hierdie paadjie afgestap kom. Mag dit so bly. En Jandrie, daai opgewonde wees om sy hand styf vas te hou, mag dit so wees. En mag julle altyd gelukkig by mekaar wees, terwyl julle weet dat die Here se seën oor julle is. Terwyl julle weet dat die Here 'n werklikheid is. En dat julle maar altyd na hom toe kan draai, want hy het julle uitgekies. Hy wil julle God wees, en hy sal die pad saam met julle stap. Amen. Ek het nou so 'n paar stukke paragrawe uitgehaal uit my preek, maar ek gaan dit vir hulle mail, ek kan dit weer rustig lees. Want ek wil graag die huweliksformulier ook nou so opsom in 2 sinnetjies. Nou daar die doen was die formulier langer as die preek gewees, maar kom ek sê net die volgende. Tiaan en Jandrie, julle moet verstaan dat God vandag vir julle vir mekaar gee. En dat die liefde wat daar is tussen julle twee is 'n geskenk, 'n gawe uit God se hand uit. En ek wil dit vir julle sê, ek wil dat julle dit weer hoor. Julle het nie in 'n blikkie gaan koop met Checkers se rakke nie. Dis 'n geskenk van die Here af. Want God in sy wese is liefde. En hy glimlag vandag. Want julle twee se saamwees is 'n uitvloeisel van wie God is. God gee ook vir ons 'n man en 'n vrou, 2 mense wat mekaar kan aanvul, wat mekaar kan verryk, wat deur albei se lewe se gawes se menswees mekaar kan aanvul, sodat Tiaan jy meer volledig mens kan wees met Jandrie saam met jou, en Jandrie dat jy meer volledig mens kan wees met Tiaan saam met jou, sodat jy op jou eie sal wees. Dis wat God bedoel het met die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En ons vier vandag God se goedheid saam met julle. Ons is bly saam met julle. En ons wil ook aanmoedig om van hier af vorentoe julle lewe, julle huwelik te bou, die hoekstene wat God ook vir ons in sy woord gee. Nou het ek 'n belangrike vraag wat ek vir julle altyd moet vra. Tiaan Meyer en Jandrie Gerber, wil julle vandag met die seën van die Here in huwelik bevestig word? Ja, ek is so dankbaar as hulle dit sê altyd. Want as hulle nou nee sê, dan het julle nou lank genoeg onnodig gesit en ek het onnodig gepreek. So baie dankie dat julle graag wil trou. Nou moet ek vir julle die volgende vraag. En nou sit ek so bietjie my hoedjie op van ek is nou 'n staatsamptenaar as ek nou hierdie doen. Nie dat ek trots is daarop nie. Maar ek moet nou vir julle die volgende vraag. Tiaan, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen 'n voorgenome huwelik met die bruid langs jou, Jandrie Gerber, is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy vandag tot jou wettige vrou neem? Beloof jy dat haar altyd getrou aan haar sal bly, dat jy haar sal lief hê en ondersteun, en dat jy haar sal altyd respekteer as jou gelyke voor God? Ja, doen. Ek is so bly, daai wettige beswaar, nê, is nie nou julle wat nou snaakse goedjies kan sê vir hom, of 'n ou meisie wat nou opspring is. Daai wettige beswaar is net dat hy minderjarig is, of dat hy nou getroud is met 'n ander vrou. Nie een van daai twee is waar nie. So, ek wil nou hê jy moet gedraai na Jandrie toe, en kyk vir haar mooi, en dan beloof jy, voor ons almal agter my aan, die volgende. Jandrie, voor familie, vriende en God. Jandrie, voor familie, vriende en God. Gee ek myself vandag aan jou. Gee ek myself vandag aan jou. Waar jy ook al gaan, sal ek gaan. Waar jy ook al gaan, sal ek gaan. Waar jy woon, sal ek woon. Waar jy woon, sal ek woon. Jou mense sal my mense wees. Jou mense sal my mense wees.
en jou God, my God. jou God, my God. Ek sal jou lief hê en ondersteun. Ek sal jou lief hê en jou ondersteun. Ek sal jou respekteer. Ek sal jou respekteer. Ek sal altyd aan jou getrou bly. Ek sal altyd aan jou getrou bly. Jandrie, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen die voorgenome huwelik met Tiaan Meyer is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is? Sy wil net so gou, ek moet verwyder streep. Jy kan weer ja op die volgende ook sê asseblief. Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is getuies dat jy hom vandag tot jou wettige man neem? Ja. Okay. En beloof jy dat jy altyd hom getrou sal bly, dat jy hom sal lief hê en ondersteun, en dat jy hom sal respekteer as jou gelyke voor God. Ja. Nou kan jy agter my aanbeloof en jy kan hom in die oë kyk. Tiaan, voor familie, vriende en God, Tiaan, voor familie, vriende en God. gee ek myself vandag aan jou. Gee ek myself vandag aan jou. Waar jy ook al gaan, sal ek gaan. Waar jy ook al gaan, sal ek gaan. Waar jy woon, sal ek woon. Waar jy woon, sal ek woon. Jou mense sal my mense wees, Jou mense sal my mense wees. en jou God my God. En jou God my God. Ek sal jou lief hê en ondersteun. Ek sal jou lief hê en ondersteun. Ek sal jou respekteer, Ek sal jou respekteer. en ek sal altyd aan jou getrou bly. Ek sal altyd aan jou getrou bly. Nou wil ek hê julle moet mekaar die regterhand gee, soos wat 'n mens iemand groet. Vriende, hulle sluit nou 'n kontrak met mekaar. En as hulle dit nou doen na al hierdie mooi beloftes wat julle gemaak het, kan ek nou, en dit is my groot vreugde vir julle sê dat Tiaan en Jandrie nou wettig getroud is. En julle mag nou vir hulle hande klap. Ek staan nie by hom, want ek gaan nie soen as ek so naby hom staan. Wil julle nie vir ons die ringe bring as teken van julle liefde vir mekaar en julle eenheid voor God nie? Nou is ons by die regte hand, nie die regterhand nie. So. Ag, en wil jy nie asseblief tog jou vrou soen nie? Julle, ek gaan nou vir hulle net 'n seënbede toebid, maar ek wil net gou vir Johan vra, die seremoniemeester, hy wil sien nog 2 praktiese reëlings net gou met julle praat voor ons nou almal uitmekaar is. Waar is hy? Hierso is hy. Ek is so bly jou naam is Johan, onthou kom ten ons. Vriende, ja, jy weet nou wat my naam is, ek is ook Johan. Sal nog hierdie doop van die aand met die 'n paar keer praat en dominee, julle het nou almal iets kort geknip, hy het kort geknip en die sanger het kort geknip, maar ek kan skei maar die kort knip. Ek wil nou alles sê wat hier gesê moet word, maar ek gaan dit nou maar net die spoed aandraai. As die dominee klaar die seën uitgespreek het, dan vra ek vir hom die klipkraakie. Toe ek hier ingekom het, het ek gewonder of dit nie 'n slagveld is nie, maar die klipkraakie verlaat en dan hier sal konfetti roosblare daar by die hekkie kry. Dan stap jy deur op die paadjie en aan die ander kant die bruggie, wag hier vir Tiaan of vir Jandrie. En terwyl julle daar wag, sal hulle gou die nodige formaliteite hier afhandel. En wanneer jy klaar die roosblare gestrooi het, dan kom ons help die fotograaf. Weet, as ek sê nou nie jy skape nie, maar gewoonlik as jy maar skape in 'n kraal het en jy maak jy hek op, dan hardloop almal mos enige plek na toe. So ek vra vir my fotograaf te help, laat ons hulle gou vir ons 'n groepfoto neem, daar aan die buitekant. En as die groepfoto klaar geneem is, dan kan u beweeg daar aan die voorkant van die hoofgebou toe, waar daar op die stoep versnaperinge en pre-drinks is wat u self mee kan help. Daar was kombersies, maar ek dink die kombersies is nou hier, waar u vir jouself kan tuis maak op die grasperke of daar op die bale. En u moet dit dan verder daar geniet. En dit gaan ten minste 1 uur en 'n half neem voordat hulle weer by ons gaan aansluit. So moet die weer sal vir ons dikteer of ons vroeër in die saal ingaan en of ons maar daar op die stoep gaan bly, maar ek sal met u daaroor praat. En dan na die foto van die groep gaan die familie hulle foto's neem en daar's 'n volgorde in die program. En ek vra ook vir die dat die maar die volgens daai volgorde ook die fotograaf sal bystaan. Die kroeg sal heeltyd oop wees daarbo. Hy is eintlik al klaar oop terwyl die wag vir Tiaan en vir Jandrie. Die toilette is net so voor die kroeg, of jy gaan actually in die kroeg in. Dan gaan die toilette uit die kroeg uit. En wanneer jy in die saal gaan inbeweeg, ek vra dat ons hier van so 6:15 se kant af in die saal inbeweeg op die stoep is 'n tafelplan. Dis nie 'n plan nie, dis die tafelnommers.
En daar hang daar sleutelhouers by elke tafelnommer waar u naam op is. Jy kan daai sleutelhouertjie hou, dit kom van Jandri en Tiaan af en jy gaan neem die sitplekke in, dat ons almal teen half 7 kan sit. Ek hoop regtig u gaan die middag verder saam met ons geniet. En julle lyk baie cute hoor. Vriende, een dingetjie wat ek nou maar sommer sê, omdat ek al 'n paar troues gedoen het. Probeer julle inhou om nou nie vir hulle te kus en te druk na daai foto geneem is nie, want dan mors hulle nommer 1 tyd en jou lipstick sit op Tiaan se voorkop en dan gaan dit nie mooi. Julle gaan genoeg tyd by die onthaal hê om vir hulle geluk te sê. Ek sê dit nou maar sommer net 'n praktiese redeling. Hulle wil dit nie so hê nie, maar ek weet nou die fotograwe gaan nie daarvan hou as ons nou nog 'n uur mis met die groetery nie. Ek wil hier by julle kom staan en dan wil ek die Here se seën op julle uitspreek. En dan gaan ons die huweliksregister teken en julle kan dan nou die reëlings volg. Tiaan en Jandri, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en die tree vir tree teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees en met julle bly. Amen. Baie dankie, julle kan maar uitbeweeg. One step closer. One step closer. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. My naam hoor, ek is Johan. Ek kom van die strand af. Ek is nie familie nie. Ek dink ek het op 'n stadium by Harley gekuier so half, maar sy woon nie meer van. Maar ons is vriende met Harley en Christo vir baie jare al en dis nou ek vanaand hier gekom het. Ek is die loslaatbie. Tiaan, Jandri, vir julle sê baie welkom by julle eie huweliksonderhoud vanaand. Jandri, ek het vir jou gesê toe die bus het geklim het, maar of toe ek jou by die agterdeur moes laat ontvlug, dat jy dit baie mooi vanaand, regtig, en ek dink jou ma en jou pa kan trots wees om hoe jy vanaand lyk en wat die tipe mens jy is. En Tiaan, ons ken mekaar ook en baie stories van jou sê, maar jy lyk nie vir my so aanvallig vanaand. Dit is regtig vir my 'n voorreg om vanaand hier te kan staan. En ek sê vir julle twee baie daarvoor baie dankie dat julle my gevra het om 'n bietjie struktuur in hierdie aand te gee. Toe Tiaan my bel, toe wonder ek maar hoekom vra hulle vir my? Want ek is baie ouer as hulle en dis baie jong mense, hoekom vra hulle vir my? En toe weet ek nie regtig nie. Maar ek het vanmiddag uitgefigure hoekom dit so is. Ek praat verskriklik vinnig. En omdat ons maar agter geraak het met die dominee en die ou wat gesing het en die kameras, so nou gaan ek spoed gee. Want die mense daar by daai kombuis het vir my die dood voor die oë gesweer, as is die 8:15.
kan eet nie. Maar nou weet ek ook op julle my gevraag, omdat ek vinnig praat. So as jy my verloor langs die pad kom na die tyd na my toe, dan kan ek maar weer vir die papiertjie vir jou gee, dan kan jy net sommer self lees. Jy weet nou weet waar die kroeg is. Hier agter my is die geskenketafel, hierso. Jy moet asseblief, wat jy ook al daar wil neersit, moet jy vir ons neersit voor 8 uur kan ons dit wegvat. Asseblief. Daar waar ek vandag op in die Boland, daar het ons besprooi jaar met die dopstelsel gehad. Nou weet ek nie, die jong mense sal nie weet, maar ons oude mense weet pas, jy pluk teen ry drywe, dan druk jy dop, en dan kom jy terug op die ander ry, en druk jy nog een dop, en toe ek vanavond die instap, toe sê hulle met die dopstelsel is daar voor, as staan 2 vate. So, ek weet nie hoe jy jouself gaan pys nie, maar die wyn is in die vate, een is wit, een is rooi, jy help jouself, dit is verniet, en pys jouself maar volgens die dopstelsel op die vate daarvoor. Daar is ook een rosé beskikbaar in die kroeg, wat jy kan kry, wat gratis is. Ek moet nog iets sê, alleen is nou baie my tyd, ek moet nog iets sê, oor hulle wat hier voor sit. So Tiaan en Jannerie, ek het gedink, baie gedink, wat sal ek sê? Want eers, jy is 'n man van een stuk, en Jannerie is 'n vrou van een stuk, en julle het op 'n stadium by ons gebly. Toe dink ek, nee, ek gaan julle uitlos. Ek gaan jou ma en jou pa vasvat. So, ek ken ongelukkig nou nie vir Jannie en vir sy vrou so goed, maar toen besluit ek, maar ek gaan vir jou 3 lesse probeer leer vanaand, dat jy moet saamvat. Julle het jy moet saamvat, 3 lesse. Jy tongkies lesse, jy moet saamvat. Nou, Christo en Annie ken ek baie jare, ek en my vrou, ons kom hier van 1989 saam met hulle, en toe Christo besluit, hoe hy Amie toe moet gaan, maar hy gaan eers trouw. Toe trouw hy, en toe gaan hy Amie toe. Nou weet jy self, ons ouervader wat hierdie weerman was, ek vind dit maar moeilik, jy altyd besig, jy kry min naweek pas, as jy naweek pas kry, dan kom jy by die huis, dan wil jou vrou alles vir jou hê, maar as jy te moeg. Maar jy is te moeg van die Amie. So, in elk geval, so het sy 6 maanden opleiding klaar gemaakt, en toe is het verplaas om word, wie sy bed toe, en toe val hy daar by my in P. Toe werk hy daar saam met my. En toe nooi ek en my vrou, en die simmers ook al by die eerste aand of tweede aand nooi, so ek kom dit by ons. Maar ons bly toen uit de naag. Toe sê ek, kom slaap sy maar daar, so, dat jy nie hoef terug te eten te doen. Dan het gesê, mag ek die maar gaan vertel. En daai aand, naast op die eten gekeile toe, hoor ons helse slag daar in die kamer. En, nou weet die mense, die skreef ons nie die mense goed, die storm ons nie, en niemand kom vraag vir hulp nie, en toe los ons. En nodig ons te sê, die volgende aand, toe maak ons met die bed, toe steek ons die nat rooikraans uit met die bedse stuk en ek weet nie wat hulle gemaakt het nie, ja, maar die les wat hulle leer, moet nie te hastig wees nie. Nou het ek vir Hanke gesê, maar ek sal nie net van hockey sports en ek gaan myself op die sports sit. Die as ek 2 les wat jy moet leer, wat jy by my leer, by my en dan myself en daar weer. Toe ons getrouwd is, oor 2 weke van nou al 34 jaar terug, toe vrou ons daar so op Keestel, in die Vrystaat, vrou ons. En daai tyd, toe trouw ons in die kerk, en ons eet in die kerksaal, en daar in die kerksaal mag niks wees, net riddersaal. En van die kerksaal af, toe gaan die stadsaal toe. En toe drink en dans ons. En nou moet jy weet, Jan, nou is ek in Tannie Sylvia. Kijk, jy ken my goed, ek is hastig. Ek wil nou klaar maak met die bezigheid, of ek nou ry. En die weet sê heel, toe ry ons. Van Renen toe. Jy is nog weet, aan ek aan die Smit, van Renens pas, as jy hoor van, daar is ek een aanraal meisiekies, en die mis is verskrikkelijk sterk, en die swaar die nacht, en ons stop daar so, klim uit, en die swart man, dit is nog nie daar van die kleinbaas. Kom na my toe sê, die kleinbaas is hier vir die honeymoon suite. Ek sê, ja, dit is vir die honeymoon suite. Hy vat my toe daar toe, en die mis hang so net die lichte wat jy so tof sien. En ons stap af, en die eerste ding wat ons doen, les gebeur. Ek maak hy boks wat daar staan, so ek hoef ver te loop. Want dit gaan bepaal hoe lang ek op honeymoon gaan. So jy moet ook maar les leer, as ek hoef ver te tuin, spring maar nog in. En dan, en toe sien ek, hier is 'n helse pad, 'n groot pad, die klim so om in, hy spuit so, en ek besef, dis fun and games nou, maar verrugtig toe sy aan die prop in die pad,
En ek trek jou op om die triek en ek val daai aerosolbol se propie, dan draai jy ons om, ons sit hier met die gaatjie in, dan tap jy die water dat ek net die pressure kan vat daarso. Ag, ons was nog nie by die, ek weet nie waar nie, toe loop die water uit. So toe kan ek nie aangaan nie. En toe staan ek op, toe sê ek my vrou, vanaand sal ek bad. En toe gaan ek terug na die swart man toe, en ek gaan sê vir hom, met Allah, ek wil bad. Hy lag net so. Hy sê met my was, dat dan die prop is, dan mag ons die prop. En hy gaan toe aan die kombuis en hy half my rok tinfoil uit. En ons maak 'n prop met tinfoil. So ek het goed gedink, les nommer 2, daar op die tafel, lê 'n lolletjie tinfoil. Vat dit saam, net in kuis. Meeste van julle ken my seker, ek is die Andrie se sussie. En ek wil na die ouderdom van my ouma instel. Ek is baie bevoorreg om genoem te word. En ek is baie lief vir my ouma. In die woorde van my sussie, sy was soos 'n tweede ma vir ons. Sy het meeste van ons kleinkinders grootgemaak, terwyl ons ouers by die werk was, het sy na ons gekyk. Sy het ons bederf met verjaarsdagboeke, het vir ons wintersokkies te brei, en jy het nooit uit jou huis gestap om siek te wees nie. Dit is wat jy gesê het. Sy het jou altyd bederf met 'n pilletjie en die liefde en seker gemaak jy is okay as jy daar wegstap. Baie dankie vir al die liefde en al die ondersteuning en dat ouma altyd daar is vir ons. Ons is baie lief vir ouma. Ouma Annie! Okay, dit is die lekker nou. My Indiaanse 2 oumas, maak tyd, bly glo, deel wysheid, gee vreugde en lewe liefde. Ek wil vanaand vir die Here baie dankie sê dat hy ons 2 oumas vanaand vir ons gespaar het om hierdie aand saam met ons te deel. Baie dankie vir al die jare se liefde en die goeie voorbeeld wat jy vir ons gestel het. Baie dankie vir die ouers wat julle vir ons groot gemaak het, wat ons met dieselfde liefde groot gemaak het. Baie dankie vir al die klein tydherinneringe. En baie dankie dat julle die aand saam met ons deel. Baie dankie vir alles. Ouma Esther en ouma Anna, julle sal altyd ons rots bly. Julle is 'n klein bietjie van 'n ma, 'n klein bietjie van 'n juffrou, 'n bietjie van 'n vriendin en baie van 'n engel. Kom ons drink 'n huildronk saam op die beste vir mense. En so ek het die definisie vir die woord ma gaan opsoek. Toe sê dit, die woord ma kan die beste beskryf word deur 'n ingesteldheid van omgee, sonder enige voorwaardes of verdienste. Dis 'n bron van noodsaaklikheid. En toe ek na die woord pa opsoek, toe sê dit is jou finansiële bron van geld. Ek wil net baie dankie sê vir altyd my ouers wat nog altyd daar is vir ons. Hulle was nog altyd daar, maak nie saak wat in ons lewe aangegaan het nie. Weer geluk, weer tree. Ons weet ons kan altyd na hulle toe gegaan het vir wysheid, vir gebede, vir liefde en finansiële ondersteuning. Baie dankie vir al die liefde wat julle in al 3 van ons ingesit het en van al 3 ons dogters. Dit is baie lief vir julle en ons kan nie vir beter ouers gevra het nie. Kom ons drink. Ek gaan net so 'n kort videoetjie maak vir my maale, want as ek oor hulle praat, dan gee hulle vir my hoekoors. En loop die trane so bietjie so. Dis vir hulle net 'n kort videoetjie.
Pa was nog altyd my grootste en my enigste held. Van my beste herinneringe van pa was hoe pa my altyd ondersteun het langs die rakkeveld. Elke oomblik van elke game was ek altyd bewus van pa wat langs die veld staan en vir my kyk. Daar hoef eintlik niemand anders te gewees het nie. Want ek wou altyd net vir pa beïnvloed. Pa was altyd so my bly en pa het altyd so my swaar gekry wanneer ek swaar gekry het. Dit is so 'n goeie voorbeeld van pa se ongelooflike ondersteuning in ons almal se lewens. Daar is niemand soos pa wat altyd reg staan om enigiemand te help. Maak nie saak wie dit is nie. Dankie dat pa ons gesin dra en vir pa se ongelooflike voorbeeld en pa se verhouding met ons hemelse Vader. Almal sê altyd vir my, ek en pa is presies dieselfde. Dis die grootste kompliment wat enigiemand vir my kan gee. Ek is baie, baie lief vir pa. Mama. Ma is Losanne, die ma wat die meeste omgee en die meeste bederf. Ma het ons geleer lief hê. Ma het so 'n sagte hart en ek onthou hoe gou ons altyd uit 'n pak slaap ons smeek by mamma. Die ergste dag van my lewe was toe ek en Jana een keer beklei het en mamma gesê het ma gaan nou wegloop. Ek onthou nog hoe hartseer ons was en die vrees wat ons gehad het om sonder ma te moet wees. Ma deel in al ons geluk en in al ons pyn. Dankie vir alles wat mamma vir ons doen. Mamma bring ons almal bymekaar en maak van ons 'n gesin. Ma het 'n ongelooflike hart en weet net dat al het ek dit nie altyd gewys soos wat ek moes nie. Waardeer ek elke liewe liefdesdaad wat mamma al ooit vir my gedoen het. Ma is so 'n groot geskenk aan ons van ons hemelse Vader en ek sal hom ewig dankbaar wees vir ma. Ek is baie, baie lief vir ma. Een logiese dank sê vir hoe julle eintlik al klaar vir Andri deel gemaak het van ons familie en deel van ons gesin. Dit is, ek dink daar is vir my 'n groter geskenk as dit. En dankie vir alles wat julle gedoen het. Ek kom net by die dankies, maar ek moet dit nou ook doen. Maar die opbou van hierdie aand toe en pa wat, dit is seker 'n rekord wat hy al gebou is, om klaar te wees dat ons vanaand in ons huis in kan gaan. Dit wat pa daar gedoen het, is amazing, en ek moet net nou op pa een groot dankie sê. So, daarmee wil ek vra vir Helder om te stel Christo en Annelie Meyer. Probeer erg om geskryf wees, maar as ek hier met die ander ouwe mense. Ek is gekom my Helder om te stel op jou. Balans is iets wat vir ons allemaal baie belangrijk is. En die nie die belangrijk is. Om jou geloof, mense na aan jou en jou werk allemaal gelukkig te hou, is nie altyd die maklikste taak om te verhoud. Maar my neus en Westman op my trouw is iemand wat dit baie gedaan. Dit is my 'n groot voorreg om van onthou rondom te staan. Op iemand wat 'n baie groot invloed op my lewe, die lewens van mense, van almal wat van hom hier is, en mense wat die aan baie graag gedaan gehad het. En weet, een en elke persoon wat vandag hier is 'n getuienis van die verrykende persoon wat my neef en vriend in ons almal se lewens is. Ek wens julle alle voorspoed. Okay. Okay, nou laat ek die Helder om opstel instel op my sussie. Jy lyk heel skoon vanaand. Regtig, en jy antwoord.
ek so handsome. Soos ek gesê het, ek is regtig geseënd om Jandrie al 24 jaar in my lewe te hê. Sy is regtig 'n fantastiese sussie en sy is altyd daar vir my. As ek haar nodig het, weet ek tel net die foon op en een eienskap van jou wat regtig vir my uitstaan is die feit dat jy so getrou is. Jy sal alles los om by iemand te wees wat jy nodig het en baie dankie vir jou liefde en wie jy is in my lewe. Ek het jou baie lief. Die feit dat sy ook 'n boekhouer is, help. Sy doen elke jaar my SARS taxes en dan kry ek so 'n paar randjies terug, so dit is ook 'n bonus. En dan, as baie bly die dag aangebreek. Jandrie het vir so 'n kort rukkie 'n obsessie gehad met Marcus Mumford. So ek het gedink sy gaan nog uithou en dalk met Januarie, want baie bly die dag aangebreek. En ja, ek wil net sê dankie vir wie jy is, dankie vir al jou liefde. Kom ons drink op Jandrie en Tian. So die laaste een was om op Tian en Jandrie as bruidspaar. So ek seker die verhouding vir julle gaan nie altyd maklik wees. Maar gaan maar uitdagings wees. En ek seker dit wat julle saam gaan aanpak, gaan nie sleg uitloop nie. Dit gaan net 'n groot sukses wees. En dit gaan julle sterker maak as 'n paar en dit gaan julle lewe net verryk. Maar ek weet dat as julle dit saam doen, dan gaan julle lewe. Ek wens julle jare en jare en jare geluk. Op die ander en Nou kom ons by die hoogtepunt van die aand, dat Tian kom staan en ek hoor so uitgesloot word. Julle kan maak net met julle wil, maar terwyl julle dit doen, wil ek nog net een les vir Tian geleer. As julle maar net, julle kan maar kom wat julle wil doen. Dan ben ik ook maar dat je dus heel veel niet kan voor af. Dit lang. Kijk, ik wil maar even aansluiten. Right. Misschien heb ik ook nog één kans, ik heb nog één lees wat ik moet leren. Jullie kunnen ook wel lezen, wat is het? Je bent ook nou zien. Een vriend van mij, verlede jaar, zijn seun, van trouw. Hij kon vragen van kom, ja, ik weet niet echt precies jij jong was. Hoe begin nou die game na die tijd? Dus wat doen jij? Wat doen jij? Dus zeg voor ons bij makkelijk. Ze hebben ook klaar gebad. Ja. Ze hebben niet echt doen, maar alle misschien ook. Je hebt klaar gebad in de zon. En dan heb je 500 kleurtjes aan, en pyjamaatjes en kuttertjes. En je lê daar op die bed. Dan trek jy, ja, as hy iets aan. Dan trek jy haar hempie. Net so boek in die naaltjie. Dan vat jy jou vinger. En dan kiel jy haar so saggies om die naaltjie. En dan sing jy vir haar. Jy is my liefling en ek is so bly. Dat doe jy dit. As jy dit gedoen het, dan ga jy sien, alles gaan in plek val. En soos hulle waarneem, en hulle kom terug en hy kom sien my na die tyd weer, hy sê oom, dit werk nie. So. As ek het gemaak, net sê sê, ek het al goed gedoen en ek het toe gekeer om die naaltjie, en ek sing toe vir, jy is my liefling,
En sy sê toe, laar. En ek sing toe, jy is my liefde. Okay. As julle net 'n klein oomblik gee voor julle gaan. As ek net 'n baie kort gebed vanaf ons kan doen, kan almal asseblief net hulle kop af. Here, ek wil vanaand net vir U ongelooflik dankie sê vir die voorreg wat ek het om hier te kan staan, Here, voor my beste vriende en my familie, Here. En dat ek vandag met die meisie van my drome kan trou. Dankie dat U haar oor my pad gebring het en ek is so dankbaar dat sy die toekoms saam met my kan spandeer, Here. Seën asseblief ons huwelik en wees net met ons altyd, Here. Ek bid dit alles in U groot en heilige naam. Amen. Nou maar. Okay, sien julle weer so aan soos hierdie. Daar's so baie mense wat 'n invloed het om so aan gereeld te kry. Dis nie net een mens nie. Eerstens van ons wil ek baie dankie sê Tannie Zel en Tannie Lisie. Wat die song so ongelooflik mooi opgemaak het vir ons. Dit was regtig amazing. En Tannie Zel ook met al Tannie se reëlings af van die venue en die decor en so. Tannie het was so betrokke met al die reëlings en ek wil net vir Tannie baie dankie sê daarvoor. Wat moet ek doen? Hoe moet ek nou praat? Okay, yo. Ek kan nie praat nie. Ek gaan maar laat so met my wat. Okay, dankie kom Johan. Dat was wel zo'n ceremonie geweest. Ek het probeer ons net nou met ons hierdie kerkdiens. So goed met mense en goed met jong mense en ek wil sommer vir hom dankie ook sê vir dit wat hom vir my en die ander beteken het toe ons dan sommer se prestasie en vir Tannie Sylvia dankie dat julle kom ons maar 'n paar dae was. Ons word weer ek gaan aan met dankie. Dan is het gewoon toekomst het. Het lijkt ongelooflijk. Zij doen drie moeite en dit is gisteren. En ik wil net ongelooflijk dankie zeggen voor haar. Dan ongelooflijk dankie zeggen. Dankie dat julle die aand vir ons moontlik gemaak het en dis was so voorreg om dit saam met julle te kan hê nog en ja, weet net alles word opreg gedoen. Dan baie dankie vir ons vrye jonkers en die bruidsmeisies. Baie dankie. Okay, nou kan ek maar julle skiet. Julle het in elk geval so 'n groot rol gespeel. Dan dankie aan almal wat vanaand vir ons 'n diens lewer. Annie met die musiek, Melanie met die foto's. Julle het almal ons verlovingsfoto's gesien. Dit was amazing. Ek seker op aan ons troufoto's gaan net so lyk. Eon en Ilse, baie dankie vir die videografie wat julle vir ons doen. Diana en Carla, al die moeite met die venue en met die kos en so. Ja, en dan wil ek net laastens, wil ek dan nie uitgereik besig maak nie, wil ek dankie sê vir almal wat hier is, almal wat moeite gedoen het om van ver af hier te wees. Dit word regtig gevrydig hier. Ja. En dan wil ek nou, ek is jammer as ek iemand gemis het, die mense wat nie vir my mag kyk.
gaan nou my grootste dankie sê. So ek vra dat julle my asseblief net so oomblik iets sal gee met dit asseblief. Okay, Jandri Meyer. My vrou. Dit voel so onwerklik, maar dit voel so ongelooflik om jou my vrou te kan noem vanaand. Ek kon nie wag vir die dag om jou as my bruid te sien en dit was elke sekonde se wagwerk want jy lyk absoluut amazing. Van 'n jong ouderdom af bid ek al dat die Here my sal seën met 'n wonderlike vrou en kinders. Eers later kinders natuurlijk. Maar vanaand verhoor die Here een van my gebede. Andre, jy is my beste vriend en my plek van rus. Dankie vir die afgelope 7 jaar dat ons kon bou in ons verhouding. Ek wil vanaand met alle eerlikheid sê dat ek so ongelooflik opgewonde is vir ons toekoms saam en ek weet ons gaan sukses maak daarvan. Dankie dat jy my ondersteun wanneer ek ondersteuning nodig het. Dankie dat jy my bemoedig wanneer ek bemoediging nodig het. Maar meeste van ons, dankie dat jy my lief het soos ek is en dat jy my aanvaar vir wie ek is. Jy het regtig 'n ongelooflike hart en ek so lief vir jou op. Ek kan nie vanaand vir jou beskryf hoe lief ek jou het nie, maar gelukkig het ek nou 'n leeftyd om dit vir jou te wys. Ek beloof vanaand vir jou dat ek jou sal beskerm, ek sal jou ondersteun, ek sal jou beste vriend wees en ek sal jou lief hê vir altyd, met alles wat ek het. Ek weet ek kan dit doen want ek weet ek en jy vat Jesus se hand en ek weet ons gaan saam met hom op pad stap en ons gaan ons verhouding op sy fundamente neerlê. Vanaand sien begin van die res van ons lewe saam en my hart kan letterlik nie meer gelukkig en meer opgewonde wees nie. Ek het jou so baie lief. Liewe Here, ons verdien so min van al die genade en al die wonderlike gawes wat ons in die hand ontvang, Here. Baie dankie vir almal wat vanaand hier so is. Baie dankie vir ons kinders, Here. Baie dankie vir hierdie 2 jong mense wat hier bymekaar gebring het, Here. Ons bid U seën oor hulle lewe vorentoe, Here. Ons bid U seën oor elkeen wat hier so is, Here. En ons vra ook U seën vir dit wat ons nou gaan geniet. Maak ons opreg dankbaar daarvoor. In Jesus naam. Amen.
die oorsie ons mooiste blou. Elke skakering 'n gedagte van jou. Jy is my vrede, ek kan vertrou, ek kan my huis van net hier bou. Jy is my kompas, jy is my wapenwoord. Wat anders sal my happe word. Jy is my eiland, my perspektief, en ek sal steeds op jou verlief. Jy is die rede dat ek lewe, my hoop bestaan, is vir jou gemaak, is dan oorgegaan. Jy is die enigste rede dat ek lewe, ja, jy is van die begin af vir my gemaak. Jy is my vriendin, ek wil my hart vir jou ontbloot. Jy maak my rawe, en als wat ek wees, ek kan myself by jou wees. Jy was my skoolse sterkste wind. Jy sal verwaai om my te wen. Nou is ek joune, jy kan maak nood, ek vir altyd weinig hou. Jy is die rede dat ek lewe, my hoop bestaan, is vir jou gemaak, het stap oorgegaan.
this life for granted like I used to do.